Kom met jy praat spesifiek oor die onderwerp van die bruid van Christus, the bride of Christ. Die kerk, die gemeente, die kinders van die Here is die bruid van Christus. En net soos 'n bruid gekies word, bemin word, gelos word, op 'n prysvoer betaal word en dan weggevat word, so word die kerk voorberei vir ons bruidegom, vir Jesus Christus. Hy is die een wat ons gekies, wat ons gekoop, wat ons gewas en wat ons beklee. En die bruid van Christus, die skoonheid van 'n bruid is nie in haar uiterlike voorkoms nie, maar dit is in haar getrouheid, in haar reiniging deur haar te hou vir haar bruidegom en haar verwagting dat hy haar gaan kom haal. Die grootste teken dat ons die bruid van Christus is dat ons lewe met 'n verwagting. Sy kyk uit, sy leef heilig, sy sonder haar af, sy maak haarself gereed, sy hou haarself getrou in moeilike tye en wag vir die bruidegom. En dis presies wat die kerk van Jesus nou doen. Jy weet, die maan het geen lig van homself nie, maar hy reflekteer die lig van die son. En so is die pragt en die skoonheid van die bruid van Christus is die karakter van Jesus wat binne in ons skyn. Dit is vir my so mooi dat die kerk word as die vroulike vorm uitgebeeld en Jesus Christus as die manlike vorm. En die Engels is The Songs of Solomon in die Bybel is so 'n besondere boek. En dit beskryf eintlik die liefde van God vir sy bruid, vir die kerk van Jesus Christus. Kom ons lees dit in Songs of Solomon 4:9. Ek wil dit in Engels lees. En daar sê dit, my bride, my very own. You have stolen my heart. With one glance from your eyes and the glory of your necklace, you have stolen my heart. Your love is sweeter than wine. The smell of your perfume is more fragrant than spices. Your lips are a honeycomb. Milk and honey flow from your tongue. Your dress has the aroma of cedar trees from Lebanon. Dis mooi, nie? 4:4 sê die volgende, your neck is more graceful than the tower of David. Nou ek weet nie of jy baie punte gaan skoor as jy vir jou vrou sê, hoor jou nek is so mooi soos die toring van Dawid nie. Dit is soos dit beskryf word in hierdie poëtiese taal van Hooglied. En dan dan sê vers 5 die volgende. Your breasts are perfect. They are twin deers feeding among lilies. I will hasten to those hills, sprinkled with sweet perfume, and stay there till sunrise. Dan sê vers 7, my darling, you are lovely in every way. You are lovely in every way. And I want to say, I love the church of Jesus on the earth. She is beautiful. Can I get an amen? You are beautiful because you are clothed with the beauty and the clothing of Jesus.
You are beautiful. And the bride needs to get herself ready. Amen? Dink jy sal saam met my stem dat die tyd waarin ons nou lewe is 'n tyd om reg te wees. Dis 'n tyd om reg te wees en ek is al 36 jaar voltydse bediening en soos ek nou al die voorspelle gehoor het en die valse profete en die datums wat elke keer gegee word, wat elke keer verkeerd is. Mense wat kyk na Midde-Ooste en mense wat kyk na Israel en na die huidige oorlog, wil ek vir u sê ons oë moet nie daar wees nie. Ons oop moet wees op Jesus wat ons gaan kom haal, nie op datums nie. Maar as 'n kind van die Here glo ek dat ons moet onsself bly skaar by Israel. Amen. Bly skaar by Israel want God seën nie wat hulle seën en vervloek die wat hulle vervloek. En ek verstaan die kerk is alreeds oor al die jare baie teleurgestel oor datums en mense en gespot en mense wat ongelowig raak. Maar ek is nog steeds vas oortuig dat die koms van Jesus Christus nog steeds die eerste verwagting van die kerk moet bly. Toe ek laas gepreek het ek oor die verskil tussen die wegraping en die wederkoms gepraat. Maar ek wil vandag met die praat spesifiek oor hoe belangrik dit is om te lewe met 'n verwagting. To live with an expectation. Soos 'n bruid voor haar troue. En in my bediening het ek nie die eskatologie of die studie van die eindtyd as die primêre fokus van my bediening nie. Want die primêre fokus bly Jesus, hom as gekruisigde wat opgestaan het. En genade waarin ons lewe as die sentrale tema van my bediening. En die fout wat predikers doen is om net oor eskatologie te praat en te preek en daarop te fokus. Want dan skep jy by mense, as jy net daaroor praat, dan skep jy 'n tipe van 'n escape expectation, 'n escape mentaliteit dat Christene lui word, gemaklik word, selfsugtig word. Hulle het 'n attitude van, well, I'll fly away, oh glory, one day. En dit skep argumente, dit skep mense wat sê, okay, is jy dan pre-trip, is jy nou mid-trip, is jy nou post-trip, wanneer kom Jesus en argumente. En hulle gaan sit in hulle huise en hulle het 'n prepper mentaliteit, waar hulle net nie beplan vir die toekoms nie, of vir sy ou dag nie, of vir 'n erfenis vir sy kinders nie. So ek glo dat ek moet beplan vir die volgende 100 jaar. Maar ek moet leef asof hy môre kom. So hoe moet ons dan nou leef? Ek glo wanneer ons oor die eindtye praat, oor die wederkoms van Jesus, dan moet daar 3 dinge gebeur met die kerk. Nommer 1, daar moet 'n las vir siele op ons lewens kom. Nommer 2, daar moet 'n begeerte kom om nader aan Jesus te lewe. En nommer 3, ons moet datums uitsny. Amen. Datums uitsny. Want as hierdie goeders verkeerd geleer word, skep dit argumente. En daarom wil ek met omsigtigheid daaroor praat vanoggend. Want die eindresultaat moet wees dat jy dieper met Jesus wandel en nie teleurstelling en argumentatief word nie. Jy sien, as dit reg gepreek word, skep dit hoop. It creates a urgency in our spirit. Dit skep hoop.
Dit skep bemoediging. Maranatha, Jesus kom. Die onderwerp van die wederkoms is die tweede grootste onderwerp in die Bybel. Die grootste onderwerp is die eerste koms van Jesus, die kruis, die opstanding. Maar een uit elke 30 verse in die Nuwe Testament praat oor die wederkoms. So kom praat God so baie hieroor. Wat is sy doel daarmee? En as ek al hierdie huidige kontroversies en die bespottings en die argumente hoor oor die tweede koms van Jesus, dink ek, maar was dit nie ook so in die dae van Jesus, net voordat hy op die aarde gebore is nie? En so kom ons gaan terug na die eerste koms eers van Jesus. Dit is verwag deur die hele Ou Testament. En met die eerste koms sien ons wie Jesus verwag, hulle Messias verwag en wie dit nie verwag nie. So, die eerste groep wat dit nie gekry het dat Jesus die Messias is toe hy wel op aarde was nie, was die Fariseërs. Nou om 'n Fariseër te word, moes jy die eerste 5 Bybels of die eerste 5 boeke van die Bybel moes jy memoriseer. So hierdie ouens was redelik dedicated, maar alhoewel hulle dedicated was, het hulle nog steeds nie Jesus herken toe hy by hulle is nie. Dan kyk jy na 'n groep mense wat net voor Jesus se geboorte, 150 jaar voor Jesus se geboorte, was daar 'n Joodse groep wat uit die Fariseërs uit weggebreek het. Wat moeg geraak het vir hulle skynheiligheid, wat moeg geraak het vir hulle wettisme, en hulle het hulle afgesonder in die woestyn, en hulle is die Essenes genoem. Die Essenes, en hulle het tot en met 70 na Christus het hulle gefunksioneer. Ons lees van hulle in die grotte van Qumran. Die dooie seerolle van 1948 wys na hierdie groep. En toe hulle die korrupsie en die skynheiligheid van die Fariseërs gesien het, het hulle afgesonder. Regtig opregte mense. Hulle het hulle oortuiging gekry uit die boek Sagaria en uit die boek Daniël. En baie Bybelstudente glo dat Johannes die Doper kom uit die Essenes, want hy kom uit die woestyn uit. Baie mense glo vandag dat Maria, die moeder van Jesus, was 'n Essene. En hulle het uit die woestyn gekom. En dan lees ons met Jesus se geboorte, of net na dit, lees ons van Simeon wat in die tempel is. Op 'n Sabbat is hy in die tempel en Josef en Maria kom met 'n 40 dae oue babatjie in die tempel in. En Simeon roep uit en hy sê, daar is die Messias. En Maria freak uit. Kom ons lees dit, Lukas 2:25, en daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig, hy was vroom en het die vertroosting van Israel verwag. Die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. En hom was deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat U Here U diensknegt gaan in vrede volgens U woord. Maar ek wil vir julle sê dat ons moet let op wat die Bybel sê van Simeon. Hy het 3 karaktertrekke gehad. Nommer 1, hy was regverdig. Nommer 2, hy was vroom. Nommer 3, hy het die verwagting van die Messias binne in hom gehad.
Met ander woorde, hy was regverdig. Wie van die glo, this is still the time to live righteous. Hy was regverdig. Met ander woorde, hy het 'n heilige lewe gelewe. Dit was belangrik vir hierdie man. Nommer 2, hy was vroom. Met ander woorde, hy het die woord van God ernstig gevat. As die woord sê die Messias kom, het hy dit geglo. Hy was nie nonchalant daaromtrent nie. Die Engelse woord sê he had a reverent fear for God. A reverent fear. Met ander woorde, die vrees van God in ons lewens is nie om bang te wees vir God nie, maar om eerder bevrees te wees om nie naby hom te wees nie. Want God se grootste prioriteit is om intiem met ons te wees. En jy kan nie intiem met iemand wees as jy hom vrees nie. Derdens, hy het 'n verwagting gehad. Engels sê an eager expectation. He had an awakening. Griekse woord prostektomie. To remain in a place of expectancy. So kom ek vat die vorentoe, na waar Jesus self praat oor sy wederkoms. Lukas 12:35 sê die volgende: Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. So be dressed up and be fired up. Can I get an amen? Be dressed up, be fired up. En hulle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Verwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. Dan sê Lukas 12:45, maar as daardie dienskneg in sy hart sê, my Heer, tel hom om te kom, en hy diensknegte en diensmaagde begin slaan en begin eet en begin drink en begin dronk word, dan sal die Heer van daai dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en hy sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. So, hoe moet ons wees? Ons moet gereed wees. Ons olie moet vol wees. Ons moet aan die brand wees. We need to be dressed up. We need to be oiled up. We need to be fired up. Amen. And we need to look up. Be oiled up, be fired up. Look up. Dress up. 'n Vis is koudbloedig. Met ander woorde, hy neem die temperatuur aan van die water wat om hom is. Maar 'n kind van die Here is nie gemaak om in hierdie waters te funksioneer en te bly nie. We change the temperature of our lives. We are fired up. We have the fire of the Holy Spirit inside of us. En ons verander die temperatuur om ons. 1 Johannes 3:2 sê, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Jy reinig jouself om hierdie hoop in jou lewe te hê. Wie van u hoop op die koms van Jesus Christus? Jy weet, dit skep 'n verwagting in 'n mens. En die krag van verwagting is dan kragtig. It's powerful. Want kyk wat doen verwagting in 'n mens se lewe. Dink toe jy verloof geraak het. En is nou amper troutyd. Ek bedoel, praat 'n bietjie met 'n bruid net voor haar troue.
sy shine. Daai verwagting is in haar. She's beautiful. Verwagting as 'n kind toe jy voor Kersfees oggend, daai aand moet jy gaan slaap en die goeders lê daar onder die boom en jy slaap maar jy kan nie slaap nie want jy het 'n verwagting, jy's opgewonde. Want verwagting in ons lewens is kragtig. Want jy is fixed op iets goeds wat gaan gebeur. You are fixed on it. Kolossense 3 vers 1 sê, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Dan sê hy, set your affection on things above, not on things on the earth. Set your affection, fix your eyes on Jesus. You gotta fix your eyes. Dis soos kar ry. Jy kan nie kar ry sonder om jou oë op die pad te hou nie. Dinge kan rondom jou gebeur en jy kan sê elke nou en dan kyk wat gaan aan, maar as jy nie jou oë op die pad hou nie, kan jy nie veilig by die plek aankom nie. Jy kan net vir 'n paar oomblikke in die triespieeltjie kyk, maar dan moet jou oë teruggaan op die pad. En net so is die bruid van Christus. Our eyes got to stay fixed on Jesus to make it. To make it. Jy moet bewus bly van die pad. Jy moet teruggaan na waar jou oë gefestig is. Nou, as jou verstand nie gefokus is op 'n taak wat jy doen nie, waarna toe gaan jou verstand? Waartoe gaan jou gedagtes? Jy's besig om kos te maak, as jy besig om 'n uitjie te sny. Maar jou gedagtes gaan na 'n worry in jou lewe, na 'n kind in jou lewe. Want jou verstand het 'n default setting. Dit gaan na waar jou oë op gefestig is. Amen. Dirk in ons kerke, sy oë is gefestig op braai. Jy laat agterkom. Gefestig op braai. As hy na 'n slaai kyk in die winkel, dan dink hy, hoe gaan hy hierdie ding braai? As hy enige stuk kos sien, dan dink hy, hoe gaan hy braai? Hierdie week het hy gesê, 'n paar ouens wat gesê het, ja, hulle het 'n bietjie skade gehad. Dirk sê nee, wat hy het net emosionele skade gehad. Want hy het 'n week laas gebraai. Maar dis ons default setting. Die koms van Jesus moet die default setting van die kerk wees. Dis waar ons oë op moet hou. Amen. Al ooit gewonder hoekom pornografie so moeilik is om te breek? Want dis waarna toe jou gedagtes gaan. En dan sê Filippense 3:18 en hy sê, want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Jesus. Want kyk nou waarop hulle gefokus is. Want hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Dan sê hy, want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Hoekom is dit dan so belangrik om gretig te wag vir sy koms? Hoekom word dit so gereeld in elke boek van die Bybel herhaal? Want daar is 'n krag in jou expectation om Jesus te sien wat jou rein hou, wat jou suiwer hou, wat jou reinig, wat jou op die pad hou,
en beskerm van die wêreld en van sonde en van ongeregtigheid en van die kultuur en die politiek en die negativiteit. You gotta stay fixed on Jesus. Ons krag in jou expectation. Want dit suiwer jou. Dit gee jou die krag om te wag in heiligheid. Want my mind is gefix. En as my mind gefix is, dan sal my aksies en my gewoontes en my begeertes sal my mind volg. Bible says, he will keep him in perfect peace, whose mind is set on him. So, net voor die bruid se troue, of voor 'n troue, ek bedoel, jy kan nie eers aan 'n vrou dink nie. 10 jaar daarna moet dit nog steeds so wees. Because in a marriage, you gotta fix your eyes on one girl. Can I get an amen? You gotta fix your eyes on one one man, your man. Van my sê partykeer, "Jesus, jy is 'n hoender." Dan sê ek, "Ja, maar ek is daarom jou hoender." Amen. En dis gesond vir jou huwelik. Want daar's 'n krag in jou verwagting om jouself rein te hou van die wêreld vir ons een. Nou wat is die teenoorgestelde van verwagting? Dit is prokrastinasie. Prokrastinasie, om dinge uit te stel. En dan vertel Jesus van 'n gelykenis van 'n dienskneg wat nie sy meester vinnig verwag om te kom nie, 'n talm om te kom. En hierdie werker begin om die wat saam met hom is te slaan, partytjies te hou en dronk te word. Matteus 24:48 sê, maar as die slegte dienskneg in sy hart sê, my Heer talm om te kom, en hy sy mede-diensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie. You see, you can't expect the world to live holy because they don't have an expectation. They don't have an expectation. As jy nie 'n verwagting het nie, sal dit jou behavior affekteer. Hoe jy optree. Die wêreld se behavior is op die oomblik soos dit is, want hulle verwag nie Jesus nie. Hulle lewe nie met daai verwagting nie. Ek wil vir jou sê, sukkel jy met sekere sonde? Ek wil vir jou sê, 'n goeie dose van die koms van Jesus Christus kan jou verander. As ons regtig glo dat hy vandag kan kom, kan jy nie flirt met pornografie nie. Kan jy nie flirt met die wêreld nie. Kan jy nie 'n buiteegtelike verhouding hê nie. Kan jy nie met mense op die sosiale media praat asof hulle net gemors is en niemand hoor dit of worry daaroor nie. 2 Petrus 2:9 sê die Here weet hoe om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdige te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Die Here spaar ons daarvan deur ons verwagting. Ek wil vir u sê, toe ek 'n tiener was, wil ek vir u sê, wat my op die pad gehou het, was 'n goeie dose van die koms van Jesus Christus. Ja, maar nou dien jy die Here want jy's bang. Dis beter om net die Here te dien in liefde. Nou ja, dit is beter, maar ek wil vir jou sê, hoe langer jy met Jesus stap,
hoe beter raak dit. Amen. Maar daar is niks verkeerd om mense die waarheid te vertel oor die hemel en die hel nie. As 'n pastoor, as ek dit nie noem nie, dan het ek nie 'n boodskap wat ek vir u kan gee nie. Ons moet mense waarsku oor die hel. Kan ek 'n amen kry? Ons moet dit nie doen in veroordeling nie. Dis die probleem met kinders van die Here het. Hulle doen dit op 'n manier, maar hulle moet weet, 2 Petrus 3:3 sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle begeerlikhede wandel. En sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanaf die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, do you expect it? Terwyl julle dit verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom sal wees. Ek weet nie van hier nie, maar daar is 'n houdende krag om Jesus te verwag. Daar is 'n vrede in jou lewe om Jesus te verwag. Dis goed vir jou liggaam, dis goed vir jou siel en dis goed vir jou gees. En ek wil vir julle sê, hulle het geglo dat Jesus gaan kom in die 1ste eeu. En ek wil vir julle sê, ek glo dit vandag nog in die 21ste eeu. Hoekom moet ons in 'n staat van verwagting bly? Want dit bewaar ons van die wêreld. Want dit gee die bruid die krag om haarself te reinig en voor te berei vir die bruidegom. As dit nodig was in die 1ste eeu, wil ek vir julle sê, dit is regtig nodig vandag in die 21ste eeu. En ons is nader aan die koms van Jesus as ooit van tevore. Hierdie is die eerste generasie wat Israel sien weer beheer word deur die Jode in Jerusalem. Dit was nie so in die 17de en die 18de en die 19de eeu nie. Hoeveel meer moet ons vandag 'n verwagting hê? So Lukas sê, oil up, fire up, dress up and look up. Hou jou lamp aan die brand. En dan praat die Bybel van die 10 maagde. Nie die 10 prostituie nie, die 10 maagde. Met ander woorde, hy praat van die kerk, nie van die wêreld nie. Amen. Verwys na die kerk. En dan sê hy, kom ons lees dit, Matteus 25 vers 1. So by the way, Jesus sê dat ons is die lig van die wêreld. We are the light. Do you realize when the bride is taken out of the world, what is left? Die rede hoekom die anti-kris nie vandag kan oorneem nie, hoekom Satan nie kan oorneem nie, is dat die kerk nog steeds op aarde is. Hy kan nie oorneem. Sodra die kerk uitgehaal word, ja, dan kan hy dink, if there is no mercies, no grace, no Holy Spirit, no conviction, but it is here now. It's nou hier. En dan sê Matteus 25:1, dan sal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig, maar 5 was dwaas. En toe die wat dwaas is hulle lampe neem het, hulle geen olie met hulle saam geneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Vers 5. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak, en middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Vers 8, en die wat dwaas was,
sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. En onderwyl hulle gaan om te kom, het die bruid gekom, vers 10. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Die deur is gesluit. Sê vers 13, waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. En hier is die ding wat my vang van hierdie gedeelte, is dat daar is 5 wat wys was en 5 wat dwaas was. Maar dit praat van die kerk. Wat my bekommerd maak is dat 50% van die kerk van Jesus is nie gereed nie. Ek wil die volgende vra. Hierdie mag dalk 'n old-fashioned type of sermon wees. Maar ek wil vir julle sê, is jou olie, het jy olie? Het jy 'n vuur? Is jy aangetrek? Kyk jy op? Brand daai vlam van jou verwagting nog helder in jou lewe? Efesiërs 5:15 sê pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwys nie, maar as wyse. Sy sê pas op hoe jy wandel. En koop die tyd uit want die dae is boos. Die Engels sê be careful how you live. Not be careful how you believe. How you live. Amen. Be careful how you live. Ekskuus tog. Be careful how you live. Judas 1:4 sê want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van ons God verander in ongebondenheid en die enigste heerser, God en ons Here Jesus Christus verloon. Nou daar's soveel leerstellings in die kerk wat die kerk so de mekaar maak. Want hulle verkondig 'n leerstelling van grace only. En jy kry pastore wat homoseksuele huwelike goedkeur. Jy kry allerlei verskillende dinge wat geakkommodeer word. Maar ek wil vir julle sê, ek preek nie 'n toelaatbare genade nie. Be careful how you live. Not how you believe. How you live. Ek glo dat jy moet rein lewe. Kan ek 'n amen kry? Ek glo dat jy moet God soek. Be careful how you live. The grace of God gives us the power to obey what we could not obey under the law, but remain in Him. En dan sluit ek af met Openbaring 19:7 sê laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee want die bruid van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Amen. Haar gereed gemaak. Het jy al opgelet hoe 'n bruid haarself gereed maak nou? En dis interessant dat die bruidegom maak nie die bruid reg nie. Die bruidegom maak haarself reg. Die bruid maak haarself reg, nie die bruidegom. Die bruidegom maak nie die bruid reg nie. Het julle dit? Een ding wat bruide nou al van Genesis af doen, is om daai rok reg te kry. Né? Daai trourok, daai hare, daai gremering, daai gewiggies te verloor voor die troue. Sy beklee haar absoluut met die duurste, fynste linne.
Ek probeer Michaela, prys die Here, my dogter gaan trou hierdie jaar. En as ek kyk na die rok en die pryse, jy kan nie daarteen beklei nie. Jy kan net nie, want dit gaan oor daai rok. Dit gaan oor die fyn linne. En dis waarmee die kerk besig is. Wat is die fyn linne van die bruid? Openbaring 19 vers 8. En ek het dit gelees hierdie week vir die eerste keer en dit besef. Openbaring 19:8 sê, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne, wat is die fyn linne? Is die regverdige dade van die heiliges. Be careful how you live. Not how you believe. Wat jy doen, nie wat jy sê nie. Ons regverdige dade is die materiaal waarin ons trou. Ek wil sê die wederkoms is nie 'n event nie, dit is die troue van alle eeue. Dis die blydskap van die kerk, dis die hoop van die kerk, dis die preserverende en reinigende krag van die kerk. Toe Paulus sê in 1 Korintiërs 16 dat hierdie hoop en verwagting van die koms kan in een woord opgesom word, Maranatha. Maranatha is nie 'n sê ding nie, dis 'n houding van my hart. So, kom ons staan. Let's wake up. Let's get up. Let's dress up. Let's oil up. Let us fire up. And let us look up. Because Jesus is coming. Amen. Wil jy net die hand opsteek na die Here toe nie? Dankie Here Jesus, ons verwag U. Ons verwag ons koning. Ons lewe Here in 'n hoop, in 'n blydskap in ons lewens. En ek loof U Vader dat ons hande kan ophef Here en ons kan sê we expect our Lord, our Savior, our King. And we come before You, Father, and we ask that You will bring repentance into our lives, that we will bring holiness back into Your church. Here, dat ons regverdig sal wees, dat ons vroom sal wees, en Here, dat ons in hierdie tyd sal lewe met die verwagting van ons Messias. In Jesus naam. En die gemeente sê, Amen en Amen. God bless you.